Jeremia 52. Die beleg, inneming en verwoesting van Jerusalem. Sedekia was 21 jaar oud toe hy koning geword het, en hy het 11 jaar in Jerusalem geregeer, en die naam van sy moeder was Hamutal, 'n dogter van Jeremia uit Libna. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, net soos Jojakim gedoen het. Want dit het oor Jerusalem en Juda gekom weens die toorn van die Here, totdat hy hulle van sy aangesig af weggewerp het. En Sedekia het gerebelleer teen die koning van Babel. En in die 9de jaar van sy regering, in die 10de maand, op die 10de van die maand, het Nebukadreser, die koning van Babel, teen Jerusalem gekom. Hy en sy hele leer, en hulle het daarteen laar opgeslaan en daarteen skanse rondom gebou. En die stad is beleer tot die 11de jaar van die koning Sedekia. In die 4de maand, op die 9de van die maand, toe die hongersnood sterk was in die stad en die mense van die land geen brood gehad het nie, is in die stad ingebreek en al die krygsmanne het gevlug en in die nag uit die stad getrek deur die poort, tussen die twee mure wat by die koningstuin is, terwyl die Galdeërs rondom teen die stad was en hulle het getrek op pad na die vlakte toe. Maar die leer van die Galdeërs het die koning agterna gejaag en Sedekia in die vlaktes van Jerigo ingehaal, en sy hele leer is van hom af verstrooi. Toe vang hulle die koning en bring hom op na die koning van Babel, na Ribla in die land Hamat, en hy het vonnis oor hom uitgespreek. En die koning van Babel het die seuns van Sedekia voor sy oë gedood, en hy het ook al die vorste van Juda in Ribla gedood. En hy het die oë van Sedekia laat verblind en hom met koperkettinge geboei. Daarna het die koning van Babel hom na Babel gebring en hom in die gevangenis gesit tot die dag van sy dood toe. En in die 5de maand, op die 10de van die maand, dit was die 19de jaar van koning Nebukadreser, die koning van Babel, het Nebuzaradan, die owerste van die leiwag, wat voor die koning van Babel gestaan het, in Jerusalem gekom. En hy het die huis van die Here en die paleis van die koning verbrand, ook al die huise van Jerusalem en elke groot huis met vuur verbrand. En die hele leer van die Galdeërs, wat by die owerste van die leiwag was, het al die mure van Jerusalem rondom omgegooi. En uit die armes van die volk en die deel van die volk wat nog in die stad oor was, en die oorlopers wat na die koning van Babel oorgeloop het, die oorblyfsel van menigte, het Nebuzaradan, die owerste van die leiwag, in ballingskap weggevoer. Maar uit die armes van die land het Nebuzaradan, die owerste van die leiwag, sommige laat agterbly as wynboere en as landbouers. Verder het die Galdeërs die koperpilare wat in die huis van die Here was, en die afspoelwaandjies en die kopersee wat in die huis van die Here was, stukkend gebreek en al die koper daarvan na Babel weggevoer. Ook het hulle weggeneem die potte en die skoppe en die messe en die komme en die rookpanne en al die kopergereedskap waarmee die diens verrig is. En die owerste van die leiwag het weggeneem die skottels en die vuurpanne en die komme en die potte en die kandelaars en die rookpanne en die bekers, wat van pure goud en wat van pure silwer was. Die 2 pilare, die 1 see en die 12 koperbese daaronder, die afspoelwaandjies wat koning Salomo vir die huis van die Here gemaak het, die koper van al hierdie voorwerpe
kon nie geweeg word nie. Wat betref die pilare, 18 el was die hoogte van een pilaar en 'n lyn van 12 el kon dit omspan en sy dikte was 4 vingers. Dit was hol. En 'n kapiteel van koper was daarop en die hoogte van een kapiteel was 5 el met vlegwerk en granaatjies op die kapiteel rondom, alles van koper en net so aan die tweede pilaar met granaatjies. Een van die granaatjies was 96 sigbaar. Al die granaatjies was 100 op die vlegwerk rondom. Verder het die owerste van die leiwag Seraja, die hoofpriester, geneem en Sefanja, die tweede priester, en die 3 drumpelwagters. En uit die stad het hy geneem 1 hofdienaar wat oor die krygsmanne aangestel was, en 7 man uit die wat die koning se aangesig gesien het, wat in die stad aanwesig was, en die skrywer van die leerowerste wat die mense van die land vir krygsdiens opgeroep het, en 60 man van die mense van die land wat binne in die stad aanwesig was. En Nebuzaradan, die owerste van die leiwag, het hulle geneem en hulle na die koning van Babel, na Ribla gebring. En die koning van Babel het hulle neergeslaan en hulle gedood in Ribla, in die land Hamat. So is dan Juda uit sy land in ballingskap weggevoer. Dit is die mense wat Nebukadreser in ballingskap weggevoer het, in die 7de jaar, 3023 Jode. In die 18de jaar van Nebukadreser, uit Jerusalem 832 siele. In die 23ste jaar van Nebukadreser het Nebuzaradan, die owerste van die leiwag, van die Jode 745 siele in ballingskap weggevoer. Al die siele is 4600. En in die 37ste jaar van die ballingskap van Jojagen, koning van Juda, in die 12de maand, op die 25ste van die maand, het Ewil-Merodach, die koning van Babel, in die jaar van sy troonsbestuiging, die hoof van Jojagen, die koning van Juda, verhef en hom uit die gevangenis uitgebring. En hy het vriendelik met hom gespreek en sy stoel gesit bokant die stoel van die konings wat by hom in Babel was. En hy het sy gevangenisklere verwissel en hy het gedurig deur brood voor sy aangesig geëet, al die dae van sy lewe. En aangaande sy lewensonderhoud, 'n vaste lewensonderhoud is hom toegestaan deur die koning van Babel, na die eis van elke dag, tot die dag van sy dood toe, al die dae van sy lewe.